Goeiedag, jy is ingeskakel by die NG Gemeente De Duin hier in Port Elizabeth. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel het by die erediens uit hierdie gemeente. Port Elizabeth De Duin gemeente is so in die hart van die vakansie deel van die Oos-Kaap van Port Elizabeth. En ek wil jou nooi vandag om sommer so in jou gees en in jou gedagtes 'n bietjie langs die see te kom sit in Port Elizabeth, waar die wind waai en waar die branders voor jou is en waar die mooi blou van die see is met al die visserskuite en vissersbote wat daar op die see is. En terwyl jy so sit en jou oë miskien toemaak en 'n prentjie vorm van jy wat op die rots sit en die wind wat waai en die branders van die see, wil ek vir jou nooi om die rustigheid van die see te kom geniet, terwyl jy hier is. En om die wind te ervaar wat die simbool van die Heilige Gees is. Die Bybel gebruik ook die woord wind, ruach, vir die Heilige Gees. En dat jy daar sit, en dat jy daar, terwyl jy daar sit, die rus en die vrede van God se teenwoordigheid sal beleef, as jy vanmôre na hierdie erediens kyk. Die reeks waarmee ons in die gemeente besig is, gaan oor die pottebakker. Julle sal sien op die skyfie aan die linkerkant staan die jaartema geskrywe, geroep, versamel, gevorm en gestuur, na aanleiding van Lukas 9 vers 1 en 2. En die derde kwartaal waar ons nou is, gaan oor die woord vorming, met die pottebakker en die klei, wat eintlik die simbool vir ons vorm, en metafoor vir ons vorm, vir die vormingsprosesse waarmee die Here in ons lewe besig is. Vanmôre praat ons oor planne en prosesse. Ek wil graag ook vir jou vanmôre sê, laat toe, dat die Here jou vorm, en dat die Here met jou maak, soos wat hy met jou en met my wil maak. Hy ontmoet ons, en hy groet ons vanmôre, as hy vir jou sê, dat sy liefde, en sy genade, en sy vrede by jou is. Ontvang dit, soos wat die Here dit ook vir jou gee. Amen. De Duin gemeente is 'n waardegedrewe gemeente, nie 'n reëlgedrewe gemeente nie. Reëls is iets wat iemand anders vir jou gee, en dan sê, jy moet dit gehoorsaam. Die verkeersowerheid sê vir jou, jy moet 60 km/h ry, en jy moet dit gehoorsaam. Dis 'n reël. 'n waarde is iets wat binne in ons gebore is. En wat nie met 'n moed afgeforceer word nie, maar wat 'n stel waardes is, wat ons stuur, en wat binne ons kom, nie deur die woord moed nie, maar deur die woord wil. Die gemeente het 6 waardes. Die eerste is dat ons veilige ruimtes vir mense skep, vir alle mense skep. Maak nie saak wie hulle is nie, ons wil graag liefdesruimtes vir hulle skep. Die tweede waarde is om te sê, mense is God se geskenke, en ons ontvang altyd geskenke met dankbaarheid. En as ek my 25ste geskenk das op Kersfees kry, ja, dan is ek nou nie meer baie lus vir die geskenk das nie, maar ek ontvang dit nog steeds met dankbaarheid. Ons luister na God, na mekaar en na die gemeenskap.
Met ander woorde, ons is 'n luisterende gemeente na God, nie 'n pratende, voorsêende gemeente nie, maar 'n luisterende gemeente wat die behoeftes van God en mekaar en die gemeenskap optel. Ons beoefen geloofsgewoontes, dit lê binne in ons. 'n Gewoonte is iets wat ons binne in ons geklouter het. 'n Gewoonte om op te staan as daar 'n volwasse persoon in die gesprek inkom en ek is 'n kind. Dit is gewoonte, dit lê in my in. Ek het dit ingeoefen. Ons is gestuurdes, ons leef nie net vir onsself nie, en ons leef koninkryksgerig. Die kerk, die gemeente hier probeer om die koninkryk te weerkaats. Dit wat God in die koninkryk doen, te weerkaats. Ons bid elke Sondag, bid ons ook vir hierdie 5 sake, en nie net elke Sondag nie, ook in ons eie persoonlike stilte tye. Daar is die 5 sake, en ek wil graag vir jou vra, dat jy selfs miskien nou, as ons hier klaar is, miskien jou uitsending stop, en hierdie skermpie, of hierdie skyfie voor jou hou, en dit 'n bietjie bid. Miskien ook nou, sommer 'n bietjie bid. En terwyl ek hier is, aanstaande Sondag is daar 'n provinsiale wye dag van gebed aanstaande Sondag in die Oos-Kaap, waar ons bid vir hierdie sake plus al die onderafdelings wat daarmee te doen het. Berei jou ook voor om aanstaande naweek saam te kom bid by hierdie geleentheid. Here, en nou wil ons graag vir u vra dat soos ons aangaan met hierdie erediens, dat ons u teenwoordigheid sal beleef, en ons wil u vra, Here, dat u nie net na ons toe sal kom nie, u doen dit graag, maar dat ons ook na u toe sal kom. Dat ons nie ewe met ons arms gevou sal sit op die leunstoele van ons lewens nie, maar dat ons u sal innooi om die leunstoele van ons lewens te omskep in reise saam met u. En dat ons ook nie vandag, as ons hier is, op 'n manier sal besluit dat ons in beheer is van die kerk nie, dis u kerk. Ons wil laat u vir ons soos die wind stuur. En soos die see sy branders maak, dat u vir ons branders sal maak, wat in hierdie wêreld verskille maak, daar waar ons gaan. Ons vra dat u woord ook nou aan ons sal bring, hoor ook ons lofliedere, hoor ook ons gebede, as alles deel is van u en u koninkryk. En ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, hierdie is 'n wonderlike lied waarin ons die lof van die Here besing. Die Here wat koning is, die hemelvors is, wat op sy troon sit en wat die hulde en die eer verdien. Die kerk is die draer van hierdie lof aan God. En as 'n stukkie kerk van die wêreld, as 'n gemeente wat deel vorm van die kerk in die wêreld, kom ons loof die Here met hierdie lied. Die woorde is daar, en as jy dis kry om saam te sing, daar waar jy die uitsending dophou, dan wil ons jou nooi, sing dit met jou hele hart. Wat zij vereeuwen.
vandag is planne en prosesse. Nou, kom ons lees die gedeelte. Jeremia kom en hy kom profeteer oor die volk se ongehoorsaamheid en hoe God die volk straf oor hulle ongehoorsaamheid. Van die mense het toe gesê, kom ons maak 'n plan met Jeremia. Dis amper kom ons houe in Daba oor Jeremia. Daar sal altyd priesters wees om ons die wil van die Here te leer en wyse manne wat vir ons raad kan gee en profete by wie ons die boodskappe van die Here kan hoor. Kom ons voer 'n skinderveldtog teen hom en ons steur ons nie aan wat hy sê nie. Dan Jeremia wat sê, Here, gee tog ag op my Here, hoor wat sê my vyande. Goed word tog nie met kwaad vergeld nie, maar hulle grawe 'n gat vir my om aan te val. Neem tog in ag hoe ek voor u kom staan en vir hulle gepleit het, dat u toorn teen hulle sal bedaar. Liewe vriende, hierdie gedeelte speel ons nou af teen die agtergrond waar Jeremia sy roeping gaan gesien het, waar dit vir hom sigbaar gemaak is, toe hy afgegaan het na die pottebakker toe, en die pottebakker besig was om 'n produk te maak, maar die produk was nie goed genoeg nie, dit het gebreek, dit was stikkend, en hoe hy met 'n tweede poging gekom het, die pottebakker, om iets moois te maak. En dat dit eintlik die metafoor word vir die volk van die Here, wat eintlik God se pottebakker, wat eintlik God se pot is, want hy is die pottebakker, die hoofletter pottebakker, maar dat die volk ongehoorsaam geraak het en gebreek het. En hoe dat God met hierdie pottebakkersvolk, met sy pottebakkershande, die volk van hom weer wil kom herskep tot 'n mooi pot, maar die volk was nie gewillig nie. En Jeremia was die ou wat hierdie boodskap moes dra, om te sê, bekeer julle, kom tot inkeer, en dan word hulle defieste in vir hom. Dan word hulle kwaad vir hom. Jy sien, dan begin hulle planne maak, om van Jeremia ontslae te raak. Dis asof die volk nie gehou het daarvan, dat daar vir hulle gewys word op hulle foute nie. Nou wanneer 'n mens, dis nou mos nou maar wat ons ook vandag doen, wanneer 'n mens gehelp word om jou foute reg te maak, dan word die een wat jou wil help om jou foute reg te maak, dan word hy gekruisig. Dan word dit nie meer wat is verkeerd nie, maar wie is verkeerd. En wanneer ek so verkeerd is, dan wil ek nie aanvaar ek is verkeerd nie, dan speel ek blaming game. Dan probeer ek van die een wat my teregwys, of wat my wil help, probeer ek van hom ontslae raak. So maak hulle planne met Jeremia. Nou die planne wat hulle met Jeremia maak, is natuurlik baie interessant, né? Hulle sê, maar wag 'n bietjie, ons kan mos by ander mense ook leer. Kom ons kry Jeremia uit, dat ons by ander mense kan leer. Ander wyse manne, wat vir ons kan raad gee, profete, by wie ons die boodskappe van die Here hoor. Kom ons luister eerder na hulle. Sien, wat hulle nie verstaan nie, is dat 'n ware profeet van die Here gee nie om te sê wat reg en verkeerd is nie. En as hulle na ander profete toe gaan, en na ander wyse manne toe gaan, om die boodskappe van die Here te hoor, gaan hulle presies dieselfde hoor. Dit is 'n klomp energie, wat hulle vermors in hierdie planne wat hulle maak. En dan sê hulle, kom ons voer 'n skinderveldtog teen hom. Kom ons praat agter hulle rug. Kom ons praat agter Jeremia se rug. Ons praat nie met hom nie, ons praat oor hom. Planne. En ons steur ons nie aan wat hy sê nie. Hoe kan dit met hulle beter gaan as hulle nie hulle steur
aan wat Jeremia namens God vir hulle sê nie. Want jy sien, wanneer jy self 'n flenterpot is, wanneer jy self stikkend is, wanneer jy self op jouself wil staat maak, jou eie woorde wil glo, jou eie boodskappe wil glo, jouself wil regverdig, dan maak jy planne, baie keer paniekerige planne. Baie keer gebeur dit, dat wanneer ons flenters is, wanneer ons in onsself so stikkend is, omdat ons net aan onsself glo, en net ons eie pad wil loop, dan gaan ons planne ons nie help nie. Planne tap baie energie. En om rondom 'n tafel te gaan sit, en baie te praat, en baie koppies koffie te drink, en baie energie te spandeer, en 'n paar reuse maaltye te verorber, om 'n plan gemaak te kry, maak dit nog nie beter nie. Allermins. En as hierdie volk kom met hulle flenterpot planne om Jeremia uit te werk, dan gebeur dit dat Jeremia, dis die tweede deeltjie wat ons net nou gelees het, dan gebeur dit dat die heelpot pleitredes van Jeremia by God na vore kom. Nou verstaan mooi, Jeremia is 'n mens. En in die gedeelte wat ons lees in Jeremia 18 en in Jeremia 19, kom Jeremia en hy kom tree in vir die volk, maar diep in sy hart is 'n stukkie seer, 'n stukkie krake en 'n stukkie skerwe. En dit slaan so af en toe deur in die teks, wanneer hy amper deur sy eie krake en deur sy eie skerwe iets van God en iets van sy eie hart bekend maak. Maar in vers 19 is sy pleitrede, hoofstuk 9, vers 19, hoofstuk 18. Gee tog ag op my Here, hoor wat sê my vyande. Goed word tog nie met kwaad vergeld nie. Maar hulle grawe 'n gat vir my om in te val. Neem tog in ag hoe ek by u kom staan en pleit het. Heelpot mense is mense wat bereid is om tussen stikkende flenterpotte en die pottebakker te kom staan en te kom pleit vir hierdie skerwe van hierdie flenterpot mense en my eie skerwe en my eie krake te verstaan en daarom te gaan word, amper te gaan word soos 'n flenterpot mens, om daar hulle hand te gaan vat en hierdie kant God se hand te vat en hierdie twee amper by mekaar te bring deur 'n brug te wees tussen God se liefde en mense se hart. Dis die kerk. Onthou, hy praat hier heeltyd, Jeremia praat hier heeltyd oor die kerk van die Ou Testament as hy oor die volk van God praat. Heelpot pleitredes. Dis die kerk se werk, dis jou en dis my werk om heelpot pleitredes, want God het ons heel gemaak, ons is sy kerk, om in te tree vir stikkende, ongehoorsame, hardkoppige mense, soos ons gelees het in hoofstuk 18 van die hardkoppigheid. En dit is geen maklike pad nie. Ons gaan in 'n week of 2, 3, gaan ons bietjie luister na wat Jeremia sê hieroor. Hy sê, Here, U het my mislei, en ek het my laat mislei. U het my mislei om hierdie posisie in te neem tussen 'n verlore gaande wêreld en U heelmaking. U het my mislei om my in daai posisie te plaas. Ek was nie voorberei nie. En ek het my laat mislei, Here, want ek het U vertrou. En dan begin God met nuwe pot prosesse. Flenterpot planne
nuwe pot prosesse. God het lankal sy plan gemaak met 'n wêreld wat in sonde leef. Maar God wil hierdie plan van hom omsit in prosesse, in saamreise, in luister na God. Prosesse waarin ek nie nuwe planne maak of ander planne maak nie, maar waar ek God se plan in my lewe inneem en in 'n proses kom om daardie planne in my lewe te implementeer en daarin te groei. Om 'n nuwe mens te word. 2 Korintiërs 5:17 sê, as iemand in Christus is sy 'n nuwe mens, die ou dinge het verbygegaan, kyk alles het nuut geword. 'n Proses. Dinge word nuut. En dis wat God wil doen. God wil nuwe prosesse in jou lewe laat begin. Om al jou planne, al jou lewensplanne, al jou drome oor 'n toekoms wat jy nie eers weet hoe môre lyk nie, al wil jy nog planne maak oor die toekoms. God wil vir jou sê, kom stap saam met my, ek is die God van die toekoms. Ek is die God van die heelmaking. Ek is die God wat hier vir jou redding aanbied, daar waar jy flenterpot is. Kom stap saam met my, dat jy kan heel word. Dat jy 'n nuwe pot kan word. 'n Goeie pot op 'n skyf gebeur nie vinnig nie. Nie met 'n vinnige plannetjie nie. Dit gebeur deur 'n proses van die klei brei op die skyf sit en dit mooi maak en dit in die oond sit om gebak te word. Dis die pottebakker se proses. Dis wat hy wil doen, ook in jou en my lewe. En die Here sê, gaan koop 'n kleipot, van die leiers van die volk en die priesters saam. Die proses begin nie daar waar jy alleen is nie. Die proses begin nie daar waar jy weer agter jou lesenaar sit en 'n spiksplinter nuwe plannetjie probeer beraam nie. Nee. Dit begin daar waar jy nuut begin. 'n Kleipot, nuut, vars. Saam met ander mense, saam met die politieke leiers van die volk en die priesters, die leiers van die kerk. Daar waar julle saam 'n proses betree. 'n Tydsame proses, 'n suiweringsproses, waarin God weer kan die pottebakker wees. Hy is dit. Maar as ons, wat met ons flenterpotplanne hom verhinder, en waar ons so vinnig 'n plannetjie wil maak, dat gaan nie werk nie. God nooi jou in sy prosesse in. Daarom, leer om die pottebakker se prosesse en sy tyd te ontdek. Net voor ek hiernatoe gekom het, as ek in 'n gesprek met iemand, en die iemand sê vir my, God het sy tyd. God het sy tyd. Sy tyd en my tyd is nie altyd dieselfde nie. Bybel praat van 2 woorde. Ons tyd, Kronos, kom van die afgod Kronos af. Die naam, tyd, die afgod van tyd, Kronos. Dis my dagboek, dis my horlosie. Ek meet dit alles. God se tyd is Kairos, die tyd wanneer God laat goed deurbreek, wanneer ons saam met hom op pad is. God se Kairos tyd, God se Kairos manier. En dit ontdek ons nie binne oogwinke altyd nie. Soms het ons nodig om lank na God te luister, lank by God te wees, lank tyd te spandeer met God, sodat ons heelmaking, of anders dan gesê, pragtige nuwe potte kan wees.
Ek wonder, of vandag nie die dag is, waar jy sal boedel oorgee, ek sal boedel oorgee aan ons planne. En waar ons in God se tyd sal inbeweeg, in sy prosesse sal inbeweeg, waar hy ons kan vorm, waar hy ons kan maak, sodat ons net mooi dit kan wees, wat hy wil hê ons moet wees. Dit is moeilik om planne, baie moeilik, om planne in te ruil vir God se prosesse. Veral as die woord planne nog vooraf gaan met 'n my. My planne in te ruil vir God se prosesse in my lewe. Ja. God nooi vandag vir jou om saam met hom op reis te gaan, sy prosesse te ontdek. Tyd met hom te spandeer. Soos wat die pot op die pottebakker skuif, tyd daar spandeer sonder om terug te beklei. Doodgewoon net, boedel oorgee aan die pottebakker, om aan die ander kant iets moois en sinvol te wees, in plaas van skerwe. Here, ons erken vanmôre dat ons planne baie keer uit paniek gebore word. En dat ons planne baie keer gebore word uit selfregverdiging of selfverdediging. En ons erken dat hierdie paniekplanne dikwels net ons verder en verder breek. Want dit laat ons bekommer. Ons kan nie môre sien nie, en dan maak ons 'n plannetjie, en dan wil die plannetjie nie werk nie, en dan bekommer ons nog net meer. Ons gee onsself in u hande, om saam met u te reis. Ons gee onsself aan u, wat ons potte nie kan maak, wat ons lewens nie kan maak, kan volmaak. Ons gee ons oor aan die stadige prosesse van u tyd. En ons besef dat ons so baie keer u wil aanjaag, maar wanneer ons u aanjaag, kits oplossings wil hê, is dit nie goeie oplossings nie. Hier is ons Here, vat ons, gebruik ons, maak ons net soos u wil. Amen. Die ou Chinese het 'n spreekwoord wat sê, as die kort pad die beste pad was, dan sou die hoofpad daar langs geloop het. Kom ons vat God se pad, al is dit baie keer die stadiger, maar die deegliker pad met die beter uitkoms. Soos die klei in die hand van die pottebakker, so is jy in my hand, sê die Here. Follow
En as ons daar langs die see sit, op die duin, en die wind waai oor ons, en ons kyk na die see, sien die branders, dan sien ons hoe duine gevorm word, oor lang tye, wind wat waai. En dan sien ons hoe die see, laagwater, hoogwater, laagwater, beweeg. En in die proses, spoel die see al die onsuiverhede, en al die plastiekbottels, en al die goeders, wat nie in die see hoort nie, spoel die see uit. Kom ons gaan sit op die duine, en laat God toe om die onsuiverhede uit ons uit te spoel. En laat ons toelaat dat die wind, die Gees van God, ons vorm, soos wat ons nou so pas gesing het. Sy liefde en sy genade en sy vrede is by jou. Amen.